2 Timoteus 2 vers 3 tot 13. Dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'n Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys slegs wen as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eers 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê, die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus 'n nakomeling van Dawid uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Baie mense wil Christene wees, wil volgelinge van die Here wees vir wat hulle daaruit kan kry. Hulle wil die Here Jesus volg en gehoorsaam en as Christene bekend staan, sodat die Here God hulle kan seën, sodat hy met hulle kan wees, sodat hulle voorspoedig kan wees en natuurlik sodat hulle die ewige lewe kan kry. Maar Paulus sê nee, dit is nie wat ons ingesteldheid behoort te wees nie. Ons moet nie daarop ingestel wees om te kyk wat ons uit ons verhouding met God kan kry nie. Ons moet bereid wees om te gee, om op te offer, om in te sit. En dan gebruik hy 3 beelde. Die eerste beeld is die van 'n soldaat. Hy sê 'n soldaat in aktiewe diens. Ons sê hom baie dinge. Hy bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie, want hy wil sy bevelvoerder tevrede stel. Net so sê Paulus, moet ons deel van die ontberinge dra, soos 'n goeie soldaat van Christus. En die volgende beeld wat hy gebruik is die van 'n atleet. As iemand 'n atleet is, dan moet hy volgens reëls meeding. Jy kan nie die prys wen as jy kortpad vat nie. Jy moet volgens die reëls meeding en jy moet natuurlik oefen. Dit verg inspanning. Net so sê Paulus, moet ons insit in ons verhouding met God, in ons geloofslewe. Ons moet die opofferings maak wat nodig is. En dan gebruik hy 'n beeld van 'n boer. Hy sê, die boer wat die harde werk doen, hy kry eerste deel van die oes. So word vandag geïnspireer om die harde werk te doen, om in te sit, om te werk aan jou verhouding met die Here, om nie ingestel te wees oor wat jy uit jou verhouding met God kan kry nie, maar wees eerder daarop ingestel op wat jy vir ander kan beteken, wat jy vir ander kan gee, wat jy kan bydra tot die koninkryk van God. Paulus sê, as ons saam met Christus gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Ons moet aan onsself sterwe, dit moet nie meer om ons gaan nie. Nie in ons bediening nie, nie in ons verhouding met God nie, nie in ons verhouding met ons medemens nie, dit moet gaan om Christus en om ons medemens. En dan, as ons volhard, en volharding is nie maklik nie, volharding is moeilik, volharding beteken baie keer om op jou tande te byt, maar dan wanneer ons volhard, sal ons saam met hom regeer, sal ons saam met Jesus Christus regeer. En dan kom die troos, want almal van ons faal, almal van ons skiet baie keer tekort. Paulus sê, onthou, as ons ontrou is, hy bly getrou. Christus bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Dankie Here dat U getrou is, dat U ons nooit in die steek laat nie. Help vir my om my lewe te kom aflê vir U koninkryk. Here, vergewe my waar ek baie keer 'n ingesteldheid het van wat ek kan kry van U, van wat U vir my moet doen en vir my moet gee. En dat my gebede baie keer net 'n vraelysie is, van dit het ek nodig, dit moet U voorsien. Help my om ingestel te wees op die koninkryk, op U en op my medemens, sodat ek kan bydra, sodat ek kan gee van myself en U daardeur kan verheerlik. Amen.